Hemelse Vader, U is wonderbaar en groot en magtig. U is goed vir ons. Ons is so dankbaar om U te kan wees, Here. Ons is so dankbaar dat ons lewendig deur hierdie week gekom het, Here. Party mense was dit 'n baie harde week, 'n swaar week. Tog het U ons deurgedraai, Here. Baie dankie daarvoor. Here, ek wil bid vir hierdie diens vanoggend. Ek wil bid vir die prediker. Bid dat U haar lippe sal seën, haar hart sal oopmaak om te sê wat U wil hê sy moet sê. Ons bid, Here, dat elkeen in die gemeente sal hoor wat U vir hulle wil sê. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Amen. Sit die prentjie mooi uiteen. Ek kyk op na Jesus en draai nie links of regs nie. En basta met die res. Weet jy, ons is so geneig om op mense vas te kyk. Wat gaan daai een van my sê as ek dit doen? Wat gaan daai een sê as ek dat doen? En so gaan ons aan, hè? Ons is bang as jy laai. Dankie. Ons is so bang, wat gaan die mense sê? En dan kom iemand dan sê hy vir jou, ag, jy is nie 'n Christen nie, jy sit elke Sondag in die kerk, maar kyk hoe loop jy buite rond. Nee? Want ons wys vinnig vingers na die mense toe wat kerk toe gaan. Die buite wêreld kyk vir ons wat elke Sondag in die kerk gaan. Dan kom hulle of jy Hulle wag dat jy 'n fout maak. hulle wag dat jy 'n fout maak, maar ek wil nou iemand gebruik, ons vat vir Johannes. Ek sê baie keer vir hom Jakobus. Nou gaan hy homself in 'n rigting inruk en hom vererg. Ja, gaan nie weer daai kerk toe, want hy pastoor kan nie my naam reg sê nie. Sy het elke keer 'n ander naam vir my. En was dan met wat mense sê, jy kyk op en jy gaan vorentoe. Dit is wat ons moet doen. Ons moet opkyk. Ons draai nie links of regs nie. Ons kyk op. Probleme kan kom, glo vir my. Dit hardloop so agter jou aan, maar jy het 'n keuse. Gaan jy links staan en kyk vir hierdie probleem, gaan jy reg staan en kyk vir hierdie probleem, of gaan jy opkyk en sê, was dan met die res, ek gaan opkyk en ek gaan vorentoe. Dit moet ons na kyk. Ons moet daarna kyk. So ons hoofteks kom uit Hebreërs 12 vers 2. As jy nou by julle Bybels daar oopmaak, is Hebreërs 12 vers 2. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. En dan Psalm 121 vers 1 tot 2. En baie keer het ons probleme op ons pad. Ek sê altyd, ek sla my oë op na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak. Dis waar ons hulp vandaan kom. Ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, vanoggend kom ons voor U troon. Met oop harte, Here, elkeen se hart het oopgemaak. Ons kom nie net om nog 'n boodskap te hoor nie, ons kom vir 'n ontmoeting met die lewende God. Here, laat elke ketting verbreek word vanoggend. Laat elke juk vernietig word. Laat die vuur van die Heilige Gees hierdie plek vul en beweeg van sitplek tot sitplek. Here, ek bid vir elke liewe persoon wat hier sit, wat moeg geword het, wat wou opgee, wat geestelik aangeval word, wat deur storms gaan, wat deur mense se woorde seer gekry het. Vader, rig vanoggend weer hul oë op Jesus. Ons bind elke vrees, elke moedeloosheid, afleiding, depressie, geestelike blindheid, en ons verklaar oor elke liewe persoon wat hier sit vanoggend. Ons kyk op. Ons fokus bly op God. Ons draai nie links of regs nie. Laat hierdie woord soos 'n vuur in elkeen se hart vanmôre aangesteek word en brand. Laat geloof opstaan. Laat genesing vloei. Laat bevryding plaasvind in die magtige naam van Jesus Christus bid ons dit alleen. Amen en amen en amen en amen. Weer eens amen. Amen daarop. Ek wil eintlik opspring en ek is so opgewonde oor woord. Want baie keer sit jy regtig in moedelose vlaktes en jy weet nie wat te kant toe nie. En ons is so geneig ons is so bang om vir iemand te vra, bid vir my, help my, praat saam met my, want jy is so bang daai persoon gaan praat oor jou situasie. En kind van God, die grootste geveg in jou lewe is nie altyd wat rondom jou gebeur nie. Die grootste geveg is waarna jy kyk. Wat gaan hier binne in jou gedagtes aan? Waar bevind jy jouself? Want waarna jy kyk, vorm jou geloof. As jy kyk in daai probleem, dan gaan jou geloof wankel. Want ons is so geneig om te sê, Here, ek bid, ek
ek gee my 10de, ek kyk na die armes, ek doen wat U my vra, maar Here, hoekom bly hierdie ding by my? En dan kyk jy vas in hierdie ding. En dan kyk jy weer vas in die kinders se probleme, maar wanneer rig jy jou oë op God en beweeg vorentoe, los daai dinge. Los dit. Los dit. Waarna jy kyk, daai probleem beïnvloed jou hart op die einde van die dag. Dit maak jou bitter. Dit maak vir jou bitter. Geld is die ding wat die meeste van ons bitter maak. Want ons het nie genoeg nie. Gaan jy ooit genoeg hê? Want glo vir my, die dag as jou salaris verdubbel jou standaard. So as jy gaan kla daaroor, gaan die ander kla daaroor. Te veel storms, ons kyk na storms wat in ons lewe inkom. Ons kyk te veel na die wêreldse dinge. Kyk wat gaan in die wêreld aan. As die diesel en die petrol opgaan, wat gaan eers hier in my gedagtes? Nog 'n paar rand ekstra om die mense by die kerk te kry. Here, nog 'n paar rand om die kinders by die skool te gaan haal. Here, die kos word duurder. Here, alles word duurder. Want dan spreek jy dit, maar wanneer gaan jy kom en bid dat die Here die situasie verander? Dat ons bid vir die oorlog, bid vir dit wat nou tans plaasvind. Ons kyk nie altyd na die probleem, maar God wil vir elkeen van julle sê, kyk op, nie links of regs nie, nie terug nie. Help nie ons kyk terug op wat gebeur het nie. Ek kan nou in my eie lewe sien, as ek gaan terugkyk, ek wil nie terugdraai nie, ek wil nie weer daai kant toe kyk, agter toe kyk nie, want dit wat agter my lê is agter my, ek kan niks daarin verander. Kan ek verander omdat ek met kinders geraas het? Nee. Kan ek verander omdat ek 2 weke terug met kleintjie verander het? Nee. Kan ek enigstens ietsie wat ek 2 of 3 of 4 of 6 jaar terug gedoen het verander? Jy kan niks daaraan doen nie. Wat kan jy wel doen? Jy kan opkyk en Vader vra om saam met jou hierdie pad te kan stap. Petrus het op die water geloop solank hy op vir Jesus gekyk het. Vir Jesus gekyk, hy kon op die water loop. En dit is in Matteus 14 vers 29 tot 30. Ek herhaal, Matteus 14 vers 29 tot 30. En hy sê, kom Petrus. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sing, roep hy uit en sê, Here, red my. Here, red my. Nou, sit ons kyk nou na die storm, en ons sê niks nie. Kyk hierdie dinge wat gebeur het in die Kaap. Ek het een deel gesien waar mense op 'n huis se dak staan. Vir wie kan jy op daai oomblik vra vir hulp? My hulp kom van die Here. Dis net hy wat kan help. Die lifesavers kan kom. Almal kan kom. Maar dit wat nou tans gebeur het in hulle binneste, net die Here kan hulle vertroosting gee. Net die Here kan hulle nou op die oomblik help. Hy loop op die water, waarom? Waarom het hy op die water geloop? Hoekom het hy nie gesink nie? Want sy oë was gerig op Jesus. Dis waarop ons oë gerig moet wees. Maar die Bybel sê, toe hy na die wind gekyk het, het hy begin sing. Nee? So waarom kyk ons moet opkyk? En hoor dit vanoggend, die mense sing nie omdat God hulle verlaat het nie. Want hy sê altyd, God, waar is jy? Here, waar is jy? Hoekom gaan ek weer? Hulle sing omdat hulle oë van Jesus al weggegaan het. Hulle kyk na Facebook, mense se opinies, kritiek, probleme, finansies, pyn, teleurstelling. En die storm raak groter as hulle geloof. As Jonatjie daai weer bekyk, hy is die weerman in die huis. Hy kyk na die weer en sê, hoe gaan die weer wees vir die dag? Maar is hom baie belangrik dat hy die weer moet ophou. Hy kan nie sonder die weer gaan nie. Want hy sê vir ons as daar probleme is. Hoe gaan die wind waai? Watter kant toe gaan dit kom? En dan dink ek aan Vrydagmiddag, het ons almal nou reg gemaak om hierdie rugby wedstryd te kyk.
Ek jaag om almal te kry om betyds by die rugby te wees. Nou julle, ek sit nou in die middel van die veld, van die twee velde. JP speel die kant en Jonas speel die kant. Nou sit ek in die middel. Maar die son brand vir my, maar as nie 'n boom nie, want ek moet ons nou gelyk kyk. Ek moet ons altyd skreeu. En hierdie kant, dit lyk ons al van niks gebeur. Ek verstaan nie, dit is 3 uur. Dit is na 4 uur, hulle speel, hulle sê nee, die ambulans is nie daar nie, so hulle kan nie speel. Hierdie Jonas gooi sy goed daar neer en hy is sommer kwaad. Maar dis dalk 'n beskerming gewees en my mens raak kwaad vir die omstandighede. Maar wanneer kyk jy op en die JP se span het toe op die ou end gespeel. Maar ek sê vir jou, dis sommer die eerste om 'n rugby-wedstryd te kyk, want ek weet wat kan gebeur. En daar kyk ek net op na God en vra beskerm hulle. Beskerm my kind, want hulle hardloop teen mekaar vas en dit lyk asof ons almal by mekaar, maar gelukkig het hulle een het rooi tokse en die ander het pink tokse, so ek het net vir tokse, is al wat ek kan raak sien. Maar ja, dit is ons het baie afleiding wat kom, soos byvoorbeeld, ons vat net die rugby-wedstryd, daar's afleiding wat kom. Die duiwel veg op jou fokus, waarop jy fokus, veg die duiwel. Want hy vertel vir jou, daai kind gaan seer kry. En as hy nou moet ambulans weggevat word, hy vertel jou al die nonsens. Hoor my storie. Hy vertel alles. En dan gaan jou fokus bietjie, maar jy moet geloof hê en opkyk. Die kinders gaan alright wees. Hulle gaan alright wees. Waar jou geloof gaan, gaan jou lewe. As jy negatief spreek, gaan jy negatief wees. Dis hoekom die vyand probeer om ons vol te maak. Eerste ding, afleiding. Hy lei ons gedagtes af. Hy gee meer aandag aan die sonde. Nou weet jy wat ek sê, dis nie die mense wat rook en drink nie, sorry. Skinder. Skinder is een van jou vieslikste sondes wat jy kan kry. Daar's so baie wat ons kan opnoem. Ek gaan nie almal noem nie. Vrees vir die dood. Vrees soos ek met die rugby, hulle kan seer kry. Want dan kom die vyand met daai vrees, maar jy moet opkyk. Vrees, as die goed dierder word, dan wat maak ons? Daai onsekerheid wat 'n mens het. Wie moet worry oor die dag van môre? Moet ons regtig bekommerd wees dat ons dit gaan mis? Nee, ons hoef nie. Nee, want ons moet vir uur vat. Want ons weet nie wat oor 'n uur gaan gebeur nie. Drama, ons kan drama in ons lewe hê. Ek gaan ongelukkig 'n voorbeeld gebruik van Vrydagmiddag, ekskuus ek gaan jou toon het. 'n Mens raak besig by die werk, ek ook. En dan vergeet ek, want iemand vra eendag vir my, hoe weet jy hoe laat is dit, want dan sien nêrens 'n oorlosie in jou kantoor nie. Hoe weet jy hoe laat dit is? Ek sê, man, ek kyk glad nie na tyd nie. Ek het my foon gestel. As my foon vir my sê, dit is nou 20 minute oor 1, dan weet ek moet nou ry. En hy is gestel vir Vrydag vir 1 uur, dat ek 1 uur kan ry. Nou het ek Vrydag my dinge so uitgewerk, dat ek nou betyds is vir alles. En ek raak besig. En baie keer dan vergeet ek om te sê, hoorie, my kinders moet rugby speel, die kinders gaan later by die huis kom. En arme moeder vergeet om my te laat weet, al seentjie gaan bietjie by iemand anders te kuier en ek ry tot daar. Nou ek kon nou 'n attitude gehad het as ek wou, nê? Maar actually sien ek dit nie as 'n fout nie. Want as ek byvoorbeeld oor die weg moes gegaan het om eers daai rigting te ry, kon daar iets met my gebeur het. Nê? So ek sê dankie Here dat ek eerder die kant toe gery het. Want as ek ander kant toe gery het, sê kon nie die smart kar gesien wat so vinnig kon jaag nie. Dan sê ek te bly, ek weet nie of dit 'n Lamborghini is of wat dit is nie, maar daai kar ref en dan hy hierso en hy spin daar weg. Dit was nou 'n belewenis vir hom om te sien. So wat kon ek maak met die situasie? Lelik wees? Nee. Die Here het 'n rede vir alles gehad. So moenie sleg voel, jy hoef nooit sleg te voel oor iets nie. Daai negatief, ek kon drama gemaak het, ek kon gesê, ek gaan nou nie weer die kinders wegvat nie, ek gaan nou nie weer dit, nee. Ek sê dankie. Ek sê dankie baie keer as die sleutels weg is. Ek sê dankie daarvoor, as wat ons nou gaan beklei daaroor. Want baie keer
beland daai sleutel op die verkeerde plek om jou te beskerm. En dan, daai negativiteit. My werksomstandighede gaan nie verander nie. My huwelik gaan nie verander nie. My kinders gaan nie verander nie. Jy heeltyd spreek jy negativiteit. Maar God sê, kyk na my. Kyk op. Want dit waaroor jy stres, dit waaroor jy terugstaan, benadeel jou lewe. Soos die mense wat se transaksies, wat hulle wag vir dinge om deur te gaan. Maar die Here het 'n rede daarvoor hoekom dit bietjie langer vat. Dink net, ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik. Ek wil 'n huisie by die see hê. Nou het ek hierdie huisie gekry by die see. Maar ek het die Here gedwing, ek het gebid en gesê, Here, dit sal so wees. Here, ek gaan 'n huis kry. En jy het gebid en jy kry daai huis. En dis jou eerste week in die Kaap en die storm kom en hy verwoes daai huis. Baie dankie. Maar baie keer vra ons druk die Here, maar ons wil nie wag dat dinge in sy tyd gebeur nie. Ons gee die situasie en ons kyk op en ons beweeg vorentoe. As ons kyk na Lot se vrou het teruggekyk in Genesis 19 vers 26. Ek herhaal Genesis 19 vers 26. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Nou dink ek, as ons heeltyd terugkyk na ons probleme, kan ons in 'n soutpilaar, dan bly ons daar. Ek sê nou nie jy gaan stop, jy gaan soos 'n soutpilaar staan nie, maar jy bly in daai omstandighede waarin jy terugkyk en uitspreek. Party mense is gevang in hul verlede, vasgevang in hul verlede. En ek wil nie iemand hierso geskiedenis gebruik, ek gebruik my eie. Ek was vasgevang in die verlede vir 10 jaar lank. Vir 10 jaar is ek vasgevang, want ek wou nie vergewe nie, ek wou nie vrygespreek het nie, ek was harde kwaad, ek was 'n moeilike martie. Maar wat het die Here gemaak? Hy het dit nie vir my makliker gemaak nie, want ek het myself gehou. Ek het in daai verlede het ek vasgekyk. Ek het na daai ou see het ek vasgekyk. Toe ek vir my ex-man 'n dag moes staan en vir hom te bid. Gelukkig kon ek dit nie, want in my hart het ons vrede met mekaar gemaak. En op my kind se troue kon ons gesels en dit was die eerste keer na die egskeiding, ek weet nie hoeveel jaar dit is, seker 16, 17, 18, ek kan nie eens onthou hoeveel jaar dit is, want ek kyk glad nie meer terug nie. Maar daar kon ons vrede maak. En daar in daai hospitaalkamer waar my kind staan, ek staan, hy lê en ek moet daar bid. Sy vra my, mamma asseblief, bid vir my pappa. Nee? Daar as ek die verlede saamgedraai, sou ek my kind kon bygestaan het. Ek los dit daar. As jy teruggaan na jou ou verhoudings, teruggaan na jou ou sonde toe, vandag bekeer jy, nee, jy sê, ja, Here, ek is slaag gedrink, ek is slaag gerook, ek is slaag rondgeloop, ek is slaag met skinder, ek is slaag met dagga, ek is slaag met al die dingetjies. Dan gaan jy terug na jou ou sonde, jy gaan terug na jou ou foute toe, terug na mense wat jou seer gemaak het. Maar hulle het klaar gemaak met dit en nou hoe jy aan teruggaan, maar hulle gaan nou vorentoe beweeg en jy gaan agterbly. Want jy wil in daai ou lewe bly. God sê, los die verlede, Jesaja 43 versie 18 tot 19. Ek herhaal, Jesaja 43 vers 18 tot 19. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Amen. Wat doen jy? Wat sê hy vir jou? Hy dink nie aan die vorige dinge nie. Hoekom gaan jy heeltyd terug na die vorige dinge? Ek dink nie meer aan die vorige dinge. Hy sê dit. Hy sê dit. Kyk, ek doen iets nuuts.
Maar jy kan nie die nuwe vat terwyl jy aan die ou vasklou nie. So as jy ietsie moet vat en jou hande klou vas aan wat jy reeds het, as jy reeds vashou aan die verlede, kan jy nie oopmaak om te ontvang en jy gaan toesit. Hoe gaan jy iets kan ontvang as jy so lewe? Amen. Party mense mis hul toekoms omdat hulle vasgehaak het in gister. Die vyand hou daarvan om jou te herinner aan al die mislukkings wat daar was. Weet jy, as ek kan my lewe terugdien, nee, sal ek baie beter besluite gemaak het. Al die foute wat ons begaan het. Dink 'n bietjie aan die foute wat jy gemaak het. Net vir 'n oomblik. Dink 'n bietjie daaraan. Dink 'n bietjie aan jou verlede. Waaruit het God jou gehaal? Waaruit het God jou gehaal? Dink net 'n bietjie daaraan. Jesus sê vir jou, hy vergewe jou. Waarom hou jy aan terugkyk? Jesus het nie links of regs gedraai nie. As ons kyk in Lukas 9 vers 51, herhaal Lukas 9 vers 51, en toe die dae van sy opneming nader kom, het hy sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis. Jesus het geweet voor die kruisiging, daar wag pyn. Hy het geweet daar wag verwerping. Hy het geweet daar wag 'n kruis. Weet jy, as ons dit moet weet wat môre gaan met ons gebeur, dan gaan ons nou staan en stres staan. Nee, so hy het geweet, maar hy het nie een oomblik teruggedraai nie. Hy het aangegaan. Mense, daar gaan dinge op ons pad kom, wat ons gaan probeer terughou. Dinge gaan kom. Maar ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus, wat ons die krag gee. As ons kyk, Jesus het aangehou, mense het hom aanhou verwerp. Hy het later moed verloor. Nie waar nie? Later sê hy as sy laat. Daai oomblik, toe daai kop gaan, daai moed wat hy verloor het. Wat jy ook al doen, daar is 'n doel vir elkeen van ons wat volgende sê. Elkeen van ons het 'n doel vir die dag van môre. Elkeen het 'n doel vir ons toekoms. Elke een van ons. Ons moenie laat die duiwel ons laat moed verloor nie. Ons moenie opgee nie, ons moenie terugdraai nie. Water wat onder deur 'n brug is daardeur, jy kan niks verander daaraan nie. Moenie laat daai dinge jou laat twyfel nie. Maar jy moet vandag sê, ek kyk op. Pas dan met dit wat hier agter my lê. Soos al liedjie, Here, ek luister. Ek luister. Ek maak my hart oop, sodat ek kan ontvang. Sodat ek gaan luister, ek gaan my oor rig op dit wat vorentoe is. Kyk 'n bietjie, as jy deur verkeer gaan wat drasties erg is, oral is ongeluk en alles. En jy fokus, jy dit help nie draai terug en jy kyk, jy gaan jou kar staan. Jy moet vorentoe beweeg, jy moet opkyk en jy moet vorentoe ry. Dit is hoe ons lewe moet vat. Ons moet opkyk en ons moet vorentoe beweeg. Geen terugdraai nie, want glo vir my, as jy in die verkeer staan en jy draai terug, en jy gaan 'n shortpad, 'n korter pad vat, nee, dan gaan jy langer vat om by jou bestemming uit te kom. En dis dalk nie God se wil nie. Dan wag dalk iets anders te vir die ander kant. Want Jesus het gesê, kyk op, maar jy het gesê, nee, wag, ek gaan regs draai, want as ek regs draai, ek sien almal draai reg, so laat ek die paadjie regs vat, en dan net daaronder deur die brug, dan kom die moeilikheid. So, ons rig ons oë op Jesus. Die duiwel gebruik afleiding, Nehemia 6 vers 3, ek herhaal, Nehemia 6 vers 3, toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen 'n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie, maar waarom moet die werk ophou sodra ek dit verlaat het om na julle toe af te kom? Nehemia het 'n muur gebou, maar die vyand stuur mense om hom se aandag af te trek. Die vyand kom, ons sê vir onsself, ons gaan die pad stap. Dan kom die vyand met allerhande dingetjies wat op jou pad kom. En dis hoekom
die duiwel weet, as hy jou kan aflei, kan hy jou vertraging gee om vorentoe te gaan. Hy sit daar 'n ding voor wat jou gaan stop. En dis hoekom die drama kom, mense moeilik maak, aanvalle wat kom, versoekings wat kom. Kyk, daar's niks so erg as jy op 'n vasdag, ons het Dinsdag gevas, dan sal hulle by my kantoor nou lekker kos maak. Dan moet ek dit nou ryk. Dan is dit mos nou 'n ding wat bietjie krap hierso. En dan sal dan kom hulle en sê hulle, "Wil jy koffie? Ek het lekker koffie gemaak." Dan kom al daai dinge na jou kant toe, maar dis 'n toets. Dis 'n toets as toetse wat ons op die pad kry. Soos Dinsdag was vir my 'n groot toets. Daai dinge wat gekom het om te sê, drink gou 'n bietjie, is nie so erg nie man, dis net 'n vas. Nee, jy moet ernstig wees met die dinge van God. Jy kan nie speel met God nie, hy is nie glad nie speel nie, glad nie. So, en om te dink, alles is nie toevallig nie, alles kom na jou kant toe. Die vyand weet waar die opening is, die vyand weet waar jou swakpunt is, die vyand weet waarom in jou geloof in te klim. En Satan probeer alles afbreek. Want ons kyk op en dan raak ons moedeloos, dan wil ons afkyk en dan begin Satan met sy werk om ons af te breek. Maar ja, party mense word gebruik om jou aandag af te lei van God af. Moenie argumente, jy gaan hier kom nou lekker weer. As ons fight. Hierdie een fight met hierdie en ons sê goed en ons hap mekaar, nee? Soos hierdie ene help met hierdie en so hap ons mekaar en ons gee moeilikheid. Ons maak argumente en dan raak dit lelik. En daai dinge wat jy gesê het, kan jy nie terug verander nie, kan dit glad nie terugdraai nie. En in elke aanval moet jy ietsie terug sê. Maar baie keer as jy stil bly, is dit dalk die beste. As albei besluit, weet jy wat? Kom ons vat vir ek en Sipo. Ek gaan myself as 'n voorbeeld gebruik. Ek en Sipo, ek is nou baie kwaad vir Sipo. Verskriklik. Nou het ek 'n keuse wat ek kan maak. Ek kan hom nou invlieg, of ek kan eers 'n bietjie wag, dat ek afkoel, dan gaan sit ek, dan gaan praat die ding uit, en dit word reg gehanteer, as wat ek op daai oomblik reageer en ek sê goed wat nie gesê moes word nie. En dan weet ek kyk eers op en vra, Here gee vir my wysheid om die situasie te hanteer. En so moet ons in ons huwelike, voordat ons vir mekaar kwaad raak en dinge sê, dat ons eers bid vir wysheid en dan gesels daaroor. Dawid het na God gekyk toe hy teen Goliat gestaan het. Hy het nie gesê, kyk hoe groot is hierdie man nie. Hy het opgekyk na God toe. Want as hierdie berg voor jou staan en jy kyk in daai berg vas, gaan jy nie daar kan uitkom nie. Jy gaan een of ander tyd moet opstaan en opkyk en sê, ek kyk nie teen die probleem vas nie, kyk op na God toe. As hy na Goliat gekyk het, hy nie bang geword nie. Hoekom nie? Want hy het gekyk na God. Hy het nie gekyk na die groot man wat voor hom staan nie. Want jy sien, bepaal hoe jy gaan veg. Israel sien die reus, Dawid sien die geleentheid vir God se krag. Party mense sien net die probleem, maar geloof sê, God is groter. Jy kyk na jou skuld, na jou probleme, maar God sê, niks is by hom onmoontlik nie. Alles is moontlik by hom. Want ons is so geneig om hy probleme vas te kyk en na ons toe te trek. Hou jou oë op die ewige, Kolossense 3 vers 2. Herhaal Kolossense 2 vers 2. Bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. En daar's nog ene. Ek kyk op, ek bedink die dinge wat daar bo is, nie die situasie waarin ek nou is, want die wêreld trek jou af. Dit maak jou moeg. Dit vul jou met stres, want dis wat gebeur.
Maar God sê, kyk hoor, ons is net tydelik hierso. En weet julle wat? Elkeen van ons is vir mekaar geleen. Niemand behoort aan niemand nie, ons behoort aan God. En hy het vir ons 'n sekere tyd gegee om op die aarde te beweeg. Hierdie aarde is nie jou eindbestemming nie. Glad nie. Is nie jou eindbestemming nie. Daar is 'n hemel, daar is 'n ewige lewe, 'n koning wat kom, en die duiwel wil hê jy moet daai 3 moet jy vergeet. Wie is jy werklik? Wie is jy werklik wat hier sit? 'n kind van God? Amen. Amen. Gekoop deur die bloed van Jesus? Amen. Geroep vir 'n doel? Amen. Elkeen van ons het 'n doel wat hierso sit en gesalf deur God. Amen. Amen. Moenie links of regs draai nie. Josua 1 vers 7. Ek herhaal Josua 1 vers 7. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk nie daarvan regs of links af nie, sodat jy net met goeie gevolg kan handel oral waar jy gaan. Dan sê dit weer vir jou. Moenie links of regs nie. Beweeg na die regterkant. Toe God sê, bly op my pad. Bly op my pad. Bly gehoorsaam. Bly naby my. Is dit my so lekker in die aande? Of kom ons maak dit in die oggende. Dan het al gelag. Maar dan so Rassie besig om te preek daar in die badkamer, want ek luister tot preek in my stort. Ek kan nie stort sonder om 'n preek te luister nie. Dan sê hy iets, dan sê ek het nog voordat hy dit gesê het jy net kleintjie dan begin hoor hoe lag hy. Sê ek, ja nee, daai woord, ek sê dit, ek programmeer dit, ek spreek dit uit, ek memoriseer dit. Want as wat onthou, daar gaan 'n tyd kom, dat ons nie meer 'n Bybel by ons mag hê nie. Hoe gaan jy weet wat om te maak in 'n situasie? Jy moet die woord met jou maak, jy moet dit binne bære, sodat as die dag kom, dat jy 'n swaard het om mee te veg. Nee? So dit is wat ons die week ons in jeug behandel het. So dit was so awesome met die jeug. So, kom ons kyk 'n bietjie. Die wêreld trek mense weg. Hulle kyk regs na sonde, dan beweeg hulle weg van die waarheid af. Maar God sê hy soek sy mense wat by Jesus wil bly. Al bring die wêreld druk, daar's baie druk. Daar's nie 'n bietjie druk nie. Ek is by Jesus, al verstaan mense my nie. Al verstaan mense, en baie keer dan dink die mense, dat hierdie ou nie, hy maak my elke Sondag klaar vir kerk. Hy is so opgewonde oor kerk. Wat kan kerk regtig vir jou doen? Wat kan kerk regtig vir jou doen? Ek dink hier sit iemand wat al gesê het, Here, ek is moeg, waar sal my hulp vandaan kom? Dan weet jy nie, jy sit by die huis, jy lê in die bed, jy trek jou kop toe en jy trek die map toe, jy sê, ag nee, ek voel vere vir die res. Maar hier was jou antwoord vanoggend in die kerk gewees. Waar gaan my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So, ek gaan bly by Jesus, al kom daar storms, ek bly by Jesus. Ek bly by sy voete. Want dis waar jy veilig gaan wees. En van God, waarheen kyk jy vandag? Gaan ons kyk na die storm, die pyn, die verlede, mense vrees? Waarna gaan jy kyk? Of jy kan kyk, wanneer jy opkyk, staan jy sterker. Want die woord gee vir jou krag. Wanneer jy opkyk na Jesus, kom vrede terug. Wanneer jy opkyk, staan jou geloof op. Jou geloof word sterker elke liewe dag. Kom ons lig net ons hande op. Die wat wil hande oplig. Ons sê vandag, ek kyk op. Sê dit agter my aan. Ek kyk op. Ek draai nie links of regs nie. My fokus bly op God. Ek sal nie sink nie. Ek sal nie opgee nie. Ek sal aanhou stap met Jesus. Amen. 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 Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ek kom vanoggend en ek wil vir U dankie sê vir hierdie woord wat hier in ons harte gebêre is vandag. Dankie dat U ons herinner om op te kyk, om nie links of regs te draai nie, ons oë op Jesus te hou
Here, breek elke afleiding, breek elke aanval van die vyand, breek elke gees van vrees en moedeloos af in die naam van Jesus. Ek bid vir nuwe krag, 'n nuwe vuur, 'n nuwe geloof, 'n nuwe fokus. Lig elke moe hart vanmôre op. Genees elke gebroke mens, herstel elke stikkende lewe. Vader, ek verklaar, ons gaan nie terugdraai nie. Ons gaan nie opgee nie. Ons gaan aanhou stap saam met U. Ons gaan ons oor rig op Jesus alleen. En eendag sal ons die koning van konings sien. Ons gee U al die lof en al die eer en al die aanbidding. En ons bid dit in die kragtige naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Amen. En amen.